Ek is dors. Dis die woorde van Jesus waarby ons vandag stil staan. En ons sien dit in die evangelie van Johannes in hoofstuk 19, daarby vers 28. Nou daar is verskillende maniere hoe ou dit waarskynlik 'n bietjie kan interpreteer, maar een van die heel eerstes is waarskynlik dat Jesus regtig fisies dors was. En dis een van die dinge wat ons hier sien, is weer die herinnering dat Jesus volledig mens was en in hierdie mensheid van hom en sy volledige godheid, dat hy deur goed gegaan het, wat hy beleef het, wat werklik mensgoed is. Pyn, lyding, verwerping, al daai goed. Maar terselfdertyd in hierdie teks is daar 'n verwysing in, weer eens, soos wat ons gister ook gesien het, na 'n voorafwysing na Jesus toe. En in hierdie woorde kom bevestig hy ook dat hy die God is waarvan en die verlosser is waarvan die Ou Testament gepraat het. In hierdie geval Psalm 69 vers 21 en 22 wat praat van hy wat dors was en die asyn wat hy dan gee. Ons sien dan ook hier dat die soldate dan gaan en daar's bietjie verskillende menings oor wat dit was, waarskynlik suur, swak kwaliteit wyn dalk wat daar gestaan het een kant, wat hulle op 'n spons sit en dan vir hom gee en sy lippe nat maak. En daar was waarskynlik ook iets gewees, want daar is ook teorie dat van hierdie wel 'n bietjie van 'n tipe van 'n middel was wat so 'n bietjie die pyn ook minder gemaak het. Of wat hulle gedink het dit in elk geval gaan wees. En terselfdertyd is daar dan ook miskien 'n bietjie ironie in. Jesus wat in Johannes 4 vir die Samaritaanse vrou sê, julle kan hier water skep, maar julle gaan elke keer weer terugkom, jy gaan net dors word, maar as julle by my die lewenswater kom haal, word julle nooit weer dors. Jesus wat in Johannes 7 sê, kom na my toe die van julle wat dors is, dat ek julle die lewende water gee. Hier dan Jesus aan die kruis, hy moet dors word, sodat hy in hierdie dors word van hom aan die kruis, en die gebede aan die kruis vir my en jou die lewende water kan gee. Vriende, hoeveel dors ons na God? Die liedjie wat sê, soos 'n wildsbok, wat smag na water. Is Jesus soos wat water lewegewend vir ons is, soos ons nie daar sonder kan nie, ons elke dag moet water drink? Is God vir jou ook so? Dors jy na hom dat jy vandag nie sonder hom kan nie? Hy gee die lewende water en vandag wil hy weer vir jou kom sê, ek het vir jou die lewende water in die kruis moontlik gemaak. Wil jy nie tog die lewende water by hom kom kry?